Goeiedag, baie dankie dat u ingeskakel is. Ons is vandag by die 7de gedeelte wat handel oor Bybelvertaling in die Bybelskolingsreeks. Ons kyk vandag na die voorgeskiedenis van Afrikaanse Bybelvertaling en spesifiek die invloed van die Nederlandse Statenvertaling in Suid-Afrika, die vestiging van die Nederlanders aan die Kaap en dan die invloed van die Franse Hugenote en hoe dit uiteindelik gelei het tot die ontstaan van 'n nuwe taal, naamlik Afrikaans. Nou die geskiedenis van Afrikaanse Bybelvertalings is gebaseer op die besef dat ons 'n diepe roeping het om God se woord verstaanbaar te maak vir 'n nuwe volk hier aan die suidpunt van Afrika. Dit was 'n volk wat mettertyd nie meer Nederlands verstaan het en God in Nederlands aanbid het nie en behoefte gehad het aan 'n Afrikaanse vertaling. Die geskiedenis van Afrikaanse Bybelvertaling kan egter nie verstaan word sonder die agtergrond van die Reformatie, sonder om die gebeure tydens die Bartholomeusnag en die geestelike nalatenskap van Nederland en Frankryk in ag te neem nie. Vanuit die beweging het die Nederlandse Statenvertaling van 1637 'n beslissende rol gespeel in die vorming van die Afrikaanse vertaaltradisie. Die invloed van die Franse Hugenote, wat na 1688 by die Kaapse samelewing ingeskakel het hierdie reformatoriese Bybelerfenis versterk, want hulle was mense wat respek gehad het vir Bybelvertaling as 'n daad van geloof. So is die Afrikaanse Bybeltradisie uit die Reformatie gebore, uit Nederland gevoed, deur Frankryk verryk en uiteindelik hier in Suid-Afrika gevestig. En in hierdie gedeelte kyk ons dus vandag kortliks na hierdie agtergrond. Die vestiging van die Nederlanders en die Franse Hugenote aan die Kaap het van meet af 'n uitgesproke protestantse of 'n gereformeerde karakter gedra. Toe die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie of die VOC in 1652 'n verversingspos by Tafelbaai aan die suidpunt van Afrika ingerig het, was die bedoeling dat die vloot vars voorrade moes kry en die onderneming moes ordelik en winsgewend bestuur word. Maar met die eerste aanlê van 'n nedersetting en die aanstelling van sieke troosters, wat soos predikante diens gedoen het aan die suidpunt van Afrika, en later die koms van predikante, as ook met die vroeë instelling van die Sondag en die sakramentswette, het 'n kalvinistiese volksplanting begin gestalte kry. In hierdie raamwerk het die Kaapse samelewing burgerlik en kerklik saamgegroei, met die Here 17, die leiding van die VOC, wat vanuit Nederland die rigting gegee het. Simon van der Stel se bewindsaanvaarding in 1679 het die uitbreiding van die nedersetting in die binneland versnel. En in dieselfde jaar is Stellenbosch as eerste binnelandse dorp naas die Kaap gestig, met Drakensberg wat in 1687 die derde dorp van die nedersetting geword het. Teen die 1680s het 'n tweede groep protestante die Kaap bereik, naamlik die Franse Hugenote. Die onmiddellike oorsaak was die herroeping van die Edik van Nantes in 1685 deur Lodewyk die 14de, waardeur Franse protestante hul godsdienstvryheid verloor het en op groot skaal die land verlaat het onder vervolging van die Rooms-Katolieke Kerk. Hierdie mense het onder meer na die Nederlandse Republiek gevlug en na ander protestantse gebiede. Die Kaap, aangesien dit 'n VOC-stasie met 'n kalvinistiese ethos was dus 'n logiese skakel in hierdie diaspora van die Franse Hugenote. Tussen 1688 en 1692 het sowat 200 Hugenote by die Kaap aangekom, op aanwysing van die Here 17. Hulle het die doel gehad om 'n vryburgerbevolking te kom vestig. Hulle het op daardie stadium om en by 23,5% van die vryburgers van 856 persone aan die Kaap verteenwoordig.
In verhouding met die totale getal vryburgers was dit maar 'n klein groep, maar hul kalvinistiese invloed was beduidend hier aan die Kaap. Hierdie migrasie het 'n langer verhaal van vervolging en volharding agter die rug gehad. Vir 2 eeue lank is die Franse protestante geteiken deur geweld en het hulle deurgeloop onder verlies. Bartholomeus Nag in Augustus 1572 het die status gekry as simbool van die Hugenote vervolging. En dit het 'n herinnering gebring aan die trauma saam met die 1685 krisis, en dit het die Franse protestante oortuig dat geloofsvryheid buite Frankryk gesoek moes word. Hierdie agtergrond help verduidelik waarom die Kaap vir die Hugenote 'n toevlugsoord kon wees. Dit was 'n plek waar hulle belydenis as protestante vry kon uitleef en hul vakmanskap kon aanwend in diens van die kerk en van die gemeenskap. Administratief het Simon van der Stel en die VOC die Hugenote met 'n duidelike doel gerig. Hulle is nie toegelaat om in 'n afgesonderde etniese nedersetting te vestig nie, maar hulle is doelbewus op klein plasies tussen Nederlandse vryburgers versprei, in Stellenbosch, Drakensberg, Franshoek, Parel en die Wagenmakersvallei. Juis om assimilasie en samewerking tussen die Nederlanders en die Franse te bevorder. Terselfdertyd is aan hulle ruimte vir 'n eie kerklike en opvoedkundige lewe gegee. Reeds in 1691 is toestemming gegee vir 'n eie predikant, Dominee Pierre Simon, en 'n skoolhoof, Paul Roux, het in Drakensberg aangesluit. So het 'n gevestigde, gereformeerde lewensbeskouing en nou deur die Franse protestantse invloed verryk, die Kaapse kultuur begin vorm. Die Hugenote het spoedig ook ekonomiese spore getrap. Hulle word tereg as die grondleggers van die Kaapse wynbou beskou en het noemenswaardig tot die koringproduksie aan die Kaap bygedra. Hierdie kundigheid het die Kaap as verversingspos vir die internasionale VOC-roetes baie versterk. Die arbeidsaanslag met dissipline, 'n sterk werksetiek en 'n streng kerklike ritme het bygedra tot 'n breër protestantse beskawing, wat later familielyne, die taal en kultuur sou oorbrug. Bekende voortrekkers soos Piet Retief en Sarel Silje was byvoorbeeld afstammelinge van hierdie Hugenote. Dat prominente voortrekkerfigure Hugenote afstammelinge was, wys hoe diep die Franse Hugenote die Afrikaner en die breër Kaapse geskiedenis geraak het. Hierdie erfenis bly merkbaar in plaas- en dorpsname, in kerkgeboue en die kerklike ethos, en dit onderstreep dat die Kaap doelbewus 'n gereformeerde, kalvinistiese samelewing was. Die Nederlandse Statenvertaling van 1637 was die Bybel wat die Nederlanders in Suid-Afrika gebruik het, sedert Jan van Riebeeck se aankoms aan die Kaap in 1652. Die Franse Hugenote het hoofsaaklik die Franse Genève Bybel gebruik. Olivetan, 'n neef van Calvin, het in 1535 die eerste volledige Franse Bybel uit Hebreeus en Grieks vertaal. Hierdie teks is in Genève verder hersien, met latere uitgawes in 1560, 1563 en weer daarna. Hierdie Genève Bybel het die standaard Bybel van die Franse gereformeerdes geword en is weier in die Hugenote gemeentes gebruik as alternatiewe vertalings. In die erediens het hulle die Geneefse psalmboek gesing. Dit is die psalms wat ons ook vandag nog gebruik. Aanvanklik is die Franse toegelaat om eredienste in Frans te hou, maar later moes die Hugenote in Nederlands aanbid en is Frans doelbewus uitgefaseer. In 1689 het Dominee Pierre Simon toestemming van die Here 17 gekry om 'n Franse gemeente in Drakensberg te bedien, wat afsonderlik van die gemeente in Stellenbosch gefunksioneer het. Maar na Simon se vertrek in 1702 het die Here 17 die toestemming vir Frans in die skole en die kerke teruggetrek en intussen het die Kompanjie se taalbeleid
vanaf 1701 bepaal dat skole uitsluitlik Nederlands moes gebruik en dat amptelike korrespondensie in Nederlands moes geskied. Teen 1710 het die Franse eredienste feitelik verdwyn en teen 1723 was die Franse gemeentes volledig by die Nederduits Gereformeerde Kerk ingeskakel. Die Nederlandse Statenvertaling het die amptelike Bybelvertaling van die gemeentes aan die Kaap hier in Suid-Afrika geword. In 1795 het die Britte die Kaap beset. Dit het 'n einde gebring aan die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie se rol in die omgewing. Teen die laat 18de en vroeë 19de eeu het Afrikaans egter as 'n unieke taal begin ontwikkel uit die Nederlandse dialekte wat aan die Kaap gepraat is. Dit is beïnvloed deur inheemse tale soos Maleisies en ander Europese tale. Hierdie ontwikkeling het 'n kloof gebring tussen die formele Europese karakter en styl van die Statenvertaling en die alledaagse omgangstaal van die Afrikaanse bevolking. Die behoefte aan 'n Bybel in die volkstaal het veral in die laat 1800s momentum gekry, toe taalpioniers soos Arnoldus Pannevis, Dominee S.J. de Tooy en C.P. Hogenhout begin pleit het vir die erkenning van Afrikaans as 'n kultuur- en geloofstaal. Afrikaners was veral gegrief omdat Engels oral afgeforseer was en die kinders op skool slegs die geskiedenis van die Britse Ryk geleer het, wat dikwels neerhalend na Afrikaners verwys het. Pannevis, 'n onderwyser en taalkundige, het in 1872 in De Zuid-Afrikaan geskryf dat Afrikaans as 'n skryftaal erken moet word en dat 'n Bybelvertaling in Afrikaans noodsaaklik is om die geloof toeganklik te maak vir die breër bevolking. Dit het gelei tot die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners in 1875. In die volgende aflewering gaan ons dan kyk na die ontstaan van Afrikaanse Bybelvertalings, van vroeë pogings tot die ontstaan van die 1933 Bybelvertaling en uiteindelik ook die ontstaan van die 1953 Bybelvertaling.